ons gesels, ons skop vandag 'n nuwe tema af, 'n reeks af, skus, met die naam, wat het jy aan? Wat het jy aan? En ons gaan vandag so 'n bietjie oor die gevegstoerusting gesels, Efesiërs 6, ons sal nou by dit kom. Maar ek wil begin deur julle 'n vraag te vra, toe jy jonger was, en hierdie sal nie nou hierdie jaar gebeur het nie, maar toe jy jonger was, mense in my generasie het nogals gereeld hierdie gedoen, en ek vermoed, dit is deur alle generasies Afrikaanse mense reg oor die land, het op SABC 2 'n sekere tyd van die aand ingeskakel, en almal was voor hulle televisies gewees, en as jy by die see was, het jy seker gemaak ons 'n TV, want jy wil hier die TV-program kyk, en jy het dit nie gemis nie, want as oom Oubaas en tannie Hiel daar beklei, dan mis jy dit nie somme nie. Maar daar was 'n tannie wat ek nie baie van gehou het nie. Ek was redelik, totdat ek koshuis toe gegaan het, in graad 8, toe ek op laerskool was ek redelik invested gewees. Ek was toegewyd gewees aan Sewende Laan. Kan ek net gevra, as ons vanoggend in die huis van die Here eerlik met mekaar kan wees, wie van julle was ook daar gewees? Kan ek hier daai hande sien? Groot meerderheid van die Afrikaanse bevolking. Maar daar was 'n tannie gewees, en hierdie tannie het met 'n bord geloop, en sy het altyd gesê, dis ons reg, dis ons reg, dis ons reg waarvoor ons veg. Onthou julle hierdie tannie? Matrone. Tannie Hilda se arch nemesis. Nou Tannie Hilda het vir my soos my ouma gelyk, so ek het nie van matrone gehou nie, want sy was teen haar. Nou laasweek, toe ek met julle gepraat het, toe sê ek vir julle, ons gaan hierdie week gesels oor hierdie gedagte, is jy reg om te veg? En dit is vandag se tema. En die kreatiewe span het vir my gesê, Marius moet asseblief dit net hierdie reeks se tema maak, want almal gaan dink ons preek oor Sewende Laan. En ons gaan nie oor Sewende Laan preek, dis die laaste verwysing na Sewende Laan vanoggend, so al awesome. Daai tyd is verby. Maar waaroor ons besig is om te gesels, en ons het laasweek het ek bietjie gedeel wat ek beleef Here in my hart vir my sê, is dat daar's 'n wêreld wat ons dikwels nie sien nie, en wat ons baie keer ons leef asof dit nie daar is nie, en dit is die geesteswêreld. Nou gaan dit nie weird vir jou maak nie. Die geesteswêreld is iets wat die woord ons duidelik leer daar is. En as jy dit gemis het, is jy meer as welkom om dit op YouTube te gaan kyk. Maar ons het hierdie gedagte vir mekaar gesê dat as ons nie bewus is van die geesteswêreld nie, dan gaan die vyand ons rad voor die oë draai, en ons gaan dalk nie eens besef dat dit hy is nie. En ons gaan kwaad raak vir mense wat foute maak, en ons gaan kwaad raak dalk vir ons familie, maar eintlik is dit 'n geestelike stryd. En ek wil nou vanoggend kom en ek wil nou op dit bou. En ek wil vir jou goed in jou hand gee, ek kan amper sê tools, maar ek wil vanoggend vir jou wapens in jou hand gee om jou te help deur hierdie stryd. En ons het nodig om te verstaan dat ons is in 'n stryd. En ek lees vir jou Johannes 10 vers 10, en ek kom heeltyd terug na hierdie skrif toe. Dit sê die dief, is dit die vyand, Satan, Lucifer, wat ook al jy wil noem, die dief kom vir niks anders as om te steel, dood te maak en te vernietig. Okay, so Jesus sê dit. Hierdie is Jesus aan die woord. En hy sê daar is 'n vyand, en hy het een doel. Hy steel, hy slag en hy verwoes, sê die ou vertaling. En ek prys die Here dat Johannes 10 vers 10 stop nie daarin, want hy gaan aan, hy sê, maar ek het gekom sodat julle lewe kan hê en dit oorvloedig. Jy sien, wanneer ons in Christus leef ons vanuit oorwinning en nie vir oorwinning nie. En so ek lees hierdie vanoggend, en ek besef dat ons het nodig om te verstaan dat ons het 'n vyand, en wat my doel is hoe kan ek en jy hom teëstaan? Hoe kan ons vir die vyand sê, nee, dit is nie ons lewe gaan leef nie. En ek wil graag vir julle 'n storie vertel van 'n fliek met die naam Master and Commander. Nou ek het laas jaar die voorreg gehad om 'n boek te lees, en die boek se naam is Rest and War. 'n Ou met die naam Ben Stoort het dit geskryf. Goeie boek. Ek raai jou regtig aan om dit te lees. Maar in hierdie boek praat hy van hoe hy op 'n plek gekom het waar hy besef dat die Here roep ons om te rus, maar tog oorlog te maak. En hierdie konstante stryd wat ons tussen hierdie twee goed het. Maar hy sê 'n interessante ding, hy sê in hierdie movie, wat ek julle nou van vertel het, Master and Commander, gaan dit oor die Britte wat Napoleon aanval, en hulle is nou op die hoofskip van Napoleon, hulle grootste gevegskip, en binne in die onderkant van hierdie skip is al die soldate wat gevange geneem is tydens hierdie oorlog. En so wat gebeur is, hierdie ouens gaan hulle oorweldig hierdie skip, hulle kom aan die onderkant van hierdie skip, en toe hulle by die tronk kom, toe breek hulle die kettinge van die tronk, hulle maak die hekke oop, en die ouens kom uit, en in plek so van om vir hierdie ouens, hoor julle dit ook, of is dit net in my kop?
In plaas van om vir hierdie ouens te sê, hoorie, so julle was nou slawe gewees, julle is nou vry, so hierso is vir jou 'n toebroodjie, jy weet, gaan sit en huil, ons sal nou met julle voorsien. Nee, wat hulle doen is, soos dat hierdie tronkdeure oopgebreek word, gee hulle vir hulle 'n swaard, en hulle sê, jy is nou vry, om die wat nog nie vry is nie, te gaan red. En dit is vir my so mooi prentjie van wat die kerk is. Jy sien, Jesus kom, ons het nou gesing, hy breek elke ketting, ons het gehoor, Jesus kom en hy red almal. Jy sien, maar Jesus kom en hy red jou, nie sodat jy in 'n hoek kan gaan sit en 'n toebroodjie eet en jouself jammer kry en net bly as jy's vry nie. Jesus kom, hy breek die kettinge oop, sodat ek en jy dan kan gaan veg. Maar ek en jy kan net gaan veg as ons wapens het om mee te veg. Want as jy nie hierdie reg benader nie, gaan jy tweede kom. En ek kan vir julle 'n storie lees vanoggend. Daar's hierdie interessante karakter in die Bybel uit die grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf en sy naam is Paulus. As jy nie Paulus se storie ken nie, Paulus was 'n man wat eers die kerk vervolg het. Hy was 'n baie slim man. Hy was op pad om 'n leermeester te word. Hy was op pad gewees om 'n fariseer te word. En in dit alles ontmoet hy die Here waar hy op pad is om mense, Christene te gaan doodmaak. En die Here draai sy lewe radikaal om. En hierdie man begin die Here volg. En hierdie man doen dit wat die Here hom voorgeroep het. En almal hoor van Paulus. Jy moet om te verstaan, toe Paulus gered is, toe begin die stories loop. Het julle gehoor oor hierdie man? Daar's 'n storie in Handelinge waar Paulus se sakdoek, iemand het net aan Paulus se sakdoek geraak en toe word hulle gesond. So mense praat oor Paulus, maar Paulus het ook vir mense gebid en dan word hulle gesond. Maar iets interessant, Paulus het baie bose geeste uitgedryf. En ons hierdie storie waar hierdie 7 seuns van 'n Joodse priester met die naam Skefa, interessante naam, moenie dit jou kind noem nie. En hierdie ou sy 7 seuns het gehoor van Paulus. En hulle sê toe vir mekaar, ons wil soos Paulus wees. En hulle hoor in die dorpie waar hulle bly is daar 'n man met 'n bose gees in hom. En hulle besluit toe, hoor hierso, ons gaan 'n Paulus op onsself trek. Ons gaan ingaan en ons gaan hierdie bose gees nou uitdryf. Check hier. Jy weet, en hulle gaan nou in. En ek lees graag vir jou wat gebeur in Handelinge 19 vers 15 tot 16. Dit sê, maar so hulle kom in, hulle sê vir die gees uit. En die gees sê vir hulle, Jesus ken ek. En van Paulus weet ek. Maar wie is julle? Soos wie dink jy is jy? Het jy al ooit iemand wat vir jou sê om iets te doen, dan dink jy, mannetjie, weet jy wie ek is? Weet jy, ek weet van ander, ek weet nie wie hy sê, die man in wie die bose gees was, spring toe onder hulle in, hy was te sterk vir hulle, en kry die oorhand oor hulle, sodat hulle kaal en erg beseer uit daardie huis gevlug het. Kan jy jouself indink, jy was 'n buitestander, jy sien hierdie 7 jong manne, ons gaan hierdie ou wys, en dan 5 minute later, en alles is oop, kan jy jouself indink? Nou, ek weet nie wie van julle kyk UFC nie, ek ondersteun een ou, want hy's 'n Suid-Afrikaner, ek hou nie van fight nie, ek is 'n vredemaker, maar Driekus, en daai ander Amerikaner wat so 'n bietjie vol van homself is, Strickland, né? As jy nou na die 2 ouens kyk, en vir al die vorige fight wat hulle gehad het, dan kom maar nou 'n ou en hy staan tussen hulle, en hy hou albei van hulle se handjies vas, is bietjie interessant, en hy hou hulle albei se hande vas, jy weet, en dan jy het gewen, jy weet, en die mense wonder, en ons mense wat gedebatteer het, nee, Sean Strickland moes gewen het, ander ouens sê nee, Driekus het hom gewen, kyk die tweede keer toe hy het hom kas toe geslaan, né? So dan weet jy. Maar in hierdie geveg is daar geen bevraagteken wie het gewen nie. Ek meen as jy in 'n geveg ingaan saam met 6 ander ouens en jy kom uit, jou klere is van jou afgeruk en jy's rondgeklap, jy het verloor, pel. Dis wat hier gebeur. Hierdie ouens gaan in geveg in wat hulle nie voorgerad is nie en hulle word op hulle plek gesit. Van Jesus weet ons. Ons weet wie Paulus is, maar wie is jy? En ek wonder hoeveel van ons, wanneer die vyand ons aanval in ons lewens, omdat ons nie die regte goed in plek het nie, omdat ons nie in God se woord gekyk het, hoe moet ons die vyand teëstaan wat kom steel, slag en verwoes nie, dan sal soos hierdie 7 broers, ons huil aan die ander kant en ons is spreekwoordelik kaal uitgetrek en hy het ons op ons plek gesit. Ek hoop jy besef dat daar's 'n rede hoekom hierdie gedeelte in Handelinge is. Dis om my en jou te waarsku dat wanneer jy in 'n geveg ingaan, veral in die geesteswêreld, het jy nodig om reg te wees. Want as jy nie reg is nie, gaan jy uitgesit word en jy gaan verloor. En so daarom wil ek kom by Efesiërs 6. Nou Efesiërs 6 vir my was nog altyd 'n interessante skrifgedeelte. Ek onthou, ek gaan jou 'n bietjie terugvat na jou sonndagskool daartoe. Ek
Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie. Want dit was altyd die lekkerste as jy so kon gemaak het. Maar ek is 'n soldaat. Hoe gaan hy? Ek het dit neergeskryf. Ek is 'n soldaatjie. Ja meneer, ek is 'n soldaatjie in die Here se weermag. Jy sien en ek onthou ons het gesing het en ons het geleer jy moet veg vir die Here. En it's amazing. En dan lees ek en ek onthou toe ek eendag in 'n diens was waar iemand gepreek het en hulle preek oor Efesiërs 6. En hulle sê jy moet die gevegstoerusting in die oggend aantrek en wanneer jy uit jou bed uit klim, dan moet jy vir jouself sê ek trek nou die borsharnas van geregtigheid aan en ek sit die helm op. En ek het dit een oggend gedoen en toe voel ek verskriklik stupid. Toe weet ek nou nie, is dit wat jy moet doen? Is dit wat Paulus bedoel het toe hy gesê het jy moet trek die volle wapenrusting van God aan? En wat ek vanoggend wil doen en wat ek regtig beleef vir elke gelowige belangrik is, vir elke man en vrou wat 'n pad stap saam met Jesus. En wat vir Jesus lief is. En wat vry is uit die tronk, uit die vyand het jou vasgehou. Jesus het jou kom red, prys die Here, uit die kettinge losgemaak van die vashou van die dood. En jy kom uit die tronk uit, is dat jy sal besef Jesus wil vir jou 'n swaard gee terwyl jy uitkom. Jy's nie gered van die geveg nie, jy's gered vir die geveg. Daar is 'n geesteswêreld. En daar is 'n geveg daar buite. En jy kan dit reg deur die woord gaan lees. Selfs in hierdie manne en wat ek nou net vir julle gelees het in Handelinge 19 was daar 'n geestelike geveg en hulle het verloor. Hoekom het hulle verloor? Want hulle het nie die wapenrusting aangetrek nie. En dis nie 'n fisiese ding wat jy aansit nie. Wat ek vind wat hier gebeur is Paulus, dalk weet van julle nie hierdie nie, maar dit is vir my altyd so interessant wanneer ek oor Paulus lees, is dat hierdie selfde Paulus wat ons nou net van gepraat het, wat hierdie ongelooflike impak gemaak het, is sonder huisarrest. Hy's onder huisarrest en hy's vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat. En terwyl hy vasgeketting is aan hierdie Romeinse soldaat, is hy besig om die boek Romeine te skryf. En terwyl hy Romeine skryf, sê ek hou van hoe die teoloë dit sê, hulle sê hy het gekyk na hierdie man aan wie hy vasgeketting is en gesê, ek dink God wil vir my iets leer oor geestelike oorlogvoering. Ek dink God wil my iets leer van hoe staan ons op teen die vyand. Want daar is 'n vyand, Johannes 10 vers 10, en hy wil steel, slag en verwoes, maar hoe staan ons om teen? En hy kyk na hierdie soldaat aan wie hy vasgeketting is en hy gebruik die toerusting wat hierdie soldaat aan het om hom te leer hoe kan hy die vyand teenstaan. En intendeel hy skryf dit vir die gemeente in Rome en hy sê vir hulle, hy kom hierson, ek wil dit graag vir julle lees. Hy sê ten slotte, dis Efesiërs 6 vanaf vers 10. Hy sê ten slotte, vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. So die rede kom hy sê ten slotte is die einde van die brief wat hy skryf. Ekskuus, ek sê nou gesê Rome. Hy het die gemeente in Efese, hy is in Rome. Hy skryf van die gemeente in Efese en hy sê vir hulle ten slotte aan die einde van hierdie brief, nou alles wat ek vir jou gesê het, vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Met ander woorde, nie een van ons kan staande bly teen die aanval van die vyande op ons eie nie. Jy kan nie dit sonder Jesus doen nie. Ek verwys weer na laasweek wat ek gesê het. Ek sit op my bed en ek sê, Here, ek kan nie. En hy sê, jy's reg, jy kan nie, maar ek kan. Jy sien, ons het nodig om by Jesus te sit. Hy gaan en hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listigheid van die duiwel. Kan ek gevra, teen wie was die vyand al listig hierdie week gewees? Is al enigiemand wat vanoggend kan sê, hy was hierdie week listig gewees? Hier so 3 van julle, wat eerlik is. Jy sien, die vyand is elke hoek en draai en hy kyk, hoe kan hy, en ons het donderdagoggend by ons manne, en ek wil uitnooi manne, donderdagoggende, ons gesels hier oor reël goed, gepraat oor hoe die vyand manne aanval. Maar Paulus kom hierso, en hy sê, daar is aanvalle teen die vyand, en dan gaan hy gaan in vers 12 tot 13 aan, hy sê, vir ons is die stryd, immers nie teen jou skoonma, sy sit vanoggend hier, dis kom ek die joke kan maak, vir ons is die stryd immers nie teen die ANC, vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. So hy sê, daar is 'n geveg, wees bewus daarvan. En dan sê hy, gee die opdrag, neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied, nadat julle alles uitgevoer het, julle staande kan bly. Jy sien wat Paulus sê, daar gaan 'n aanval kom, maar jy gaan of val of jy gaan staande bly, die keuse is joune. En nou hier is die interessante ding, ek en Colin het in die week 'n interessante gesprek net rondom, as die vyand ons aanval, het ons as gelowiges die reg om hom te weerstaan. En Jakobus sê, ek dink is Jakobus 4:7 wat sê, as die vyand jou aanval, dan weerstaan jy hom en hy sal van jou wegvlug. Maar ek dien nou hierdie jaar, dien ek die Here 15 jaar, wat ek regtig die Here met 'n pad stap, wat ek vir hom lief is, wat ek my lewe aan hom toewys, 15 jaar hierdie jaar.
Maar ek ken mense wat langer as ek al die Here dien, en weet jy wat, as jy met hulle almal gesels, weet jy wat sal hulle vir jou sê? Hulle sal vir jou sê, die vyand val jou een keer aan, jy weerstaan om hy vlug, maar hy vlug nie vir altyd nie, hy kom altyd terug. Anderste was dit mos maklik, anders kon ons volgende keer gekom het en gesê, as 'n familie, ons weerstaan die duiwel vandag, ons trek die lyn hier, hy gaan ons nooit weer aanval nie, halleluja, amen, en ons gaan aan, en jy sal in 'n illusie leef as jy so leef, want die vyand val jou aan, en as jy hom weerstaan, sê Jakobus, hy sal van jou wegvlug, en dit is so, maar hy gaan ander planne beraam, en hy gaan jou op 'n ander plek probeer aanval. En wat Paulus ons hier kom leer is, hy sê, te midde van al die verskillende aanvalle wat die vyand op jou lewe gaan rig, hoe kan ek en jy staande bly? Jy sien wat Paulus hier kom doen, en dit is altyd vir my so belangrik, wanneer ons praat oor geestelike oorlogvoering, wanneer ons praat oor die duiwel, is ons moet hom nie meer airtime gee as wat hy werd is nie. Hoor mooi wat ek volgens sê. Moenie met hom behep raak nie. Ek het dit laasweek ook gesê, jy kan 'n ongesonde obsessie hê met die duiwel en die duiwelse goeters. Kyk wat doen Paulus hier. Paulus gaan nou hierdie hele gedeelte wat hy sê, hy fokus op jou. Hy fokus op God. Hy sê, wat kan ek doen? Ek gaan nie kyk, hoe kan ek die vyand uitvang? Jy moet bewus wees, hy val jou aan. Maar weet jy wat, as jy die duiwel agter elke hoekom en draai soek, gaan jy dalk mis wat die Here vir jou sê om te doen. So ek wil jou vra, moenie 'n ongesonde fokus op die duiwel sit nie. Fokus op hierdie goed wat Paulus nou vir ons gaan gee. En hy begin met die eerste een. Hy begin met staan dan vas, Efesiërs 6:14. Hy sê, staan dan vas, deur julle heupe te omgord met die waarheid. Een van die vertalings sê, deur die beld van waarheid aan te trek. Nou, elke soldaat het 'n gordel gehad, of 'n beld gehad, as jy nou as sulks wil. Hulle het hierdie oulike rokkies met leergoedjies wat so mooi gehang het. Maar ek sal nou nie weet nie, maar ek het gehoor, is blykbaar baie moeilik om in 'n rok te hardloop. Ek sal regtig nie weet nie, ek het nog nooit dit probeer nie. Dalk moet ek iewers nee, ek gaan nie dit doen nie. Maar blykbaar is dit moeilik om in 'n rok te hardloop, want wat gebeur is as jy hardloop, dan kom hy goed hier tussen jou bene in en dan koop jy 'n stukkie grond. Okay? Ek kyk 'n video van een van ons Oase Kids, het donderdag het hulle 'n atletiekdag gehad en een van daai jong manne, my peetkind, hardloop en die volgende oomblik toe koop daai kind 'n stuk grond. En ek het baie vir hom gelag en toe sê ek, Here, dankie dat hy opgestaan het met 'n smile, want dis die Jesus manier. If jy val, jy staan op en jy gaan weer. Okay? Maar ek sien dit en toe ek hierdie prentjie sien, dink ek by myself, as 'n soldaat met hardloop, en hy het 'n klomp goed wat hier los hang, die swaard is bietjie los. Hy gaan nie kan ver kom nie, dan gaan die vyand hom inhaal. Hy gaan nie homself kan verdedig nie. So die rede hoekom hy dit vasbind is sodat daar niks kom wat hom kan trip nie. Niks kom wat hom kan potjie nie, soos die mooi Afrikaanse woord nou sal vertrip wees. En wanneer Paulus hier kom en hy sê, staan dan vas deur julle heupe te omgord met die waarheid, wat hy sê is, weet jy wat moet alles bymekaar hou is die waarheid. En ons leef in 'n samelewing waar die waarheid aangeval word meer as ooit van tevore. Het julle dit al agtergekom? Jou waarheid. Dis nie noodwendig die waarheid, dis jou waarheid. Dis 'n leuen van die vyand wat hy kom en hy oortuig jou dat wat waar is nie noodwendig waar nie. Dis net jou waarheid. En jy kan gaan kyk, is veral oor see, is dit 'n baie groot ding, maar die vyand kom en nog van die inteendeel, die heel eerste manier hoe die vyand die mensdom aangeval het. As ons vir mekaar wil sê, die heel eerste oorlogvoering, weet jy wat was dit gewees? Dit was met 'n leuen gewees. So dis my interessant dat Paulus begin, jy weet jy wat jy in jou lewe moet hê? Waarheid. Gaan kyk in Genesis, die vyand kom by Eva. En weet jy wat doen hy? Hy val haar aan met 'n leuen. Het die Here werklik gesê? Hy bevraagteken God, maar hoe hy dit doen is hy bevraagteken God met 'n leuen. Weet jy hoe die vyand by my en jou kom? Hy kom val ons aan met leuns. En die interessante ding in ons samelewing, en hierdie kan jy self ondersoek in jou eie lewe gaan instel, is baie van ons is nie noodwendig op 'n reis om 'n lewe te leef wat vol van waarheid is nie. Meeste van ons is op 'n reis om 'n lewe te leef wat lekker is. En partykeer is die twee goed nie dieselfde ding nie. En so, ons het nodig om mekaar die vraag of te vra, is ek besig om meer waarheid in my lewe te hê, of is ek besig om net geluk na te streef, en ten koste van geluk, gee ek waarheid prys. En ons het nodig om dit te sê, en so ek het die volgende een gesê, ons sal eerder 'n leuen glo en gelukkig wees, as om heeltemal in die waarheid te leef. En die vyand gebruik het so mooi teen ons. Weet jy wat, en nou dink jy, okay, maar Marius, wat se leuns praat jy van? Weet jy wat se leuns? Dis net een keer. Dis net een keer. Dit maak in elk geval niemand seer nie. Jy doen dit mos aan jouself, jy doen dit mos nie aan iemand anders nie. Dit maak jou gelukkig, so dis die regte ding om te doen. Dink so 'n bietjie aan hierdie leuns wat die vyand aan ons kom verkoop het. En ek lees einde laas jaar 'n boek met die naam, die boek se naam was No More Lies, Live No Lies, van John Mark Comer.
En hy skryf die volgende, hy sê, our war against the enemies of the soul is not a war of guns and bombs. It's not against other people at all. It's a war on lies. And the problem is less that we tell lies and the more that we live them. And we let false narratives about realities into our bodies and they wreak havoc in our souls. Wanneer jy 'n leuen vat, ek gaan kyk net as jy net die storie van Adam en Eva vat, as jy net daai leuen gaan identifiseer, dan kyk jy hoe dit hulle hele lewe verwoes het. En ek en jy is vandag in sonde as gevolg van 'n leuen. Sonde het in hierdie wêreld gekom as gevolg van 'n leuen wat geglo is. En dit het gelei na sonde toe. Jy sien, dis hoe die vyand ons kom oortuig. En dis hoekom Paulus begin, hy sê, weet jy wat moet jou fondasie wees? Weet jy wat moet jou core wees? Dis waarheid. En partykeer ter wille van mense se gevoelens sê ons nie die waarheid nie. En as jy nie amen sê nie, sê maar eina. Want ons sal vir iemand sê, nee man, dis okay, maar ons weet, dit wat hulle, die manier hoe hulle leef is op pad afgrond toe. Maar weet jy wat, dalk een van die goed wat ons vir die mense meeste kan doen om te wys ons is nie lief vir hulle nie, is om nie vir mense waarheid te deel nie. As ek na my seuns kyk en my seuns probeer iets doen wat ek weet hulle na die afgrond toe gaan lei en ek sê nie vir hulle, dit wat jy doen is nie goed nie, dit wat jy doen gaan jou lewe verwoes. Weet jy wat, dan is ek nie lief genoeg vir my kinders om hulle die waarheid te vertel nie. Vertel ons onsself die waarheid, vertel ons vir hulle vir wie ons lief is waarheid. Imagine het nou iemand vandag gekom en hy het vir my gesê, Marius, ek kan vlieg. Is jy alright? Nee, ek kan vlieg. Soos praat jy van met Kulula of nee, ek kan vlieg. Die Here het my die vermoë gegee om te kan vlieg. En ek sê vir hom, okay, wel, okay, mooi, bless you. En môre hoor ek daai ou het op 'n gebou gaan staan afgespring en I believe I can fly. Was ek werklik lief vir daai ou? As daai ou by my kom en hy sê, Marius, ek kan vlieg, gaan ek sê, Choma, kan ek jou voorstel aan iemand, aan hom is Terien, sy is ons berader, sy gaan met jou op pad stap, want jy's nie okay nie, mense is nie gemaak om te vlieg nie, dis wat vir vliegtuie gemaak is, selfs daai goed maak my bang, jy weet, bly op die grond, maar as ek lief genoeg is vir iemand, sal ek met hulle die waarheid deel, en dit kom Paulus kom hier, en hy sê vir ons, maak seker jy het waarheid om jou, maar die tweede ding wat hy kom, hy sê, staan dan vast hier, julle heupe te omgrond met die waarheid, en dan sê hy, julle te bedek met die borsplaat van geregtigheid. Sien, 'n borsplaat, elke soldaat, dit was alles omtrent wat hulle aangehaal het, was leer. Maar die borsplaat was van staal gewees. En hierdie staalborsplaat het hulle beskerm, sodat dat daar nie 'n pyl in hulle hart kan inkom. As iemand hulle wil steek met 'n mes, dit kan nie in hulle hart inkom nie. Die hoofdoel van 'n borsplaat is om jou longe te beskerm en om jou hart te beskerm. En so wanneer daai soldaat hierdie aangesit het, dan beskerm hulle lewe. Jy sien, want toe ek nou dink oor hierdie in die week, dink ek kan sonder 'n arm nog klaarkom. Ek kan nie sonder my hart klaarkom nie. Ek kan nie asemhaal nie. Okay? En so hierdie is om jou aan die lewe te hou. Nou hierdie interessante woord, hierdie woordjie geregtigheid. Wat Paulus hier kom sê, is hy kom praat oor hierdie en ek wil vir julle die Griekse woord lees. Ek het dit daar vir ons opgesit, Lance, ek kan vir ons daai opsit. The Greek word for righteousness is daai woord. Jy spreek hom so uit, dikaosune. Dikaosune, okay? Ek kan ook so 'n klein bietjie Grieks praat, okay? Which means living in a way that conforms to God's moral will and standards. Jy sien wat Paulus hier kom sê, is hy sê, jy moet waarheid hê. Hy sê, maar as jy waarheid het, die volgende ding wat jy moet doen, is jy moet op so 'n manier leef, dat jou hart gesond is. Ek is herinner aan Salomo se woorde in Spreuke 4 vers 23 waar hy sê, bewaak jou hart bo alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Paulus sê, wees versigtig wat omgaan in jou hart. As ek jou vandag moet vra, wat gaan in jou hart aan? Wat is dit wat jy toegelaat het om in jou hart in te kom? En baie van ons is dit onvergewensgesindheid. Ons wil nie ander vergewe nie. Van ons is dit woede, van ons is dit wraak, van ons is dit net gemors. Kom ek moet gebruik so vir julle 'n voorbeeld, sondaande veral, hierdie het nou nog nie regtig in die oggend gebeur nie, maar sondaande veral. Dan sal die gewoonlik 'n jong ouetjie of 'n jong dame, en is gewoonlik meer 'n jong dame na my toe kom en sê, Marius, ek vind myself gereeld in verhoudings. En die verhoudings is nie vir my goed nie. Ek maak nie goeie keuses rondom die verhoudings wat ek ingaan nie. Ek gaan sommer met 'n kerel uit en dan dink ek hy's soos amazing en dan 'n paar dae later dan kom ek agter hierdie ou gebruik my man net. Hoekom? Wat's die raad wat jy vir my sal gee? En sal jy asseblief vir my bid dat ek die regte man kan ontmoet?
Sê ek, ja, ek sal. Maar kan ek jou 'n vraag vra? En sy sê, ja, natuurlik. Ek sê gou vir my, wat se musiek luister jy op die oomblik? En sy sê, o nee, jy verstaan verkeerd, ek wil verhoudingsraad hê. Ek sê, nee, jy weet, gun my net 'n oomblik. Wat se musiek luister jy op die oomblik? En dan sê sy vir my, wel, ek like nogal Taylor Swift, jy weet, dit is nou nogals 'n vibe, vir die van julle wat nie weet beteken, dis lekker. Julle nou 'n bietjie leer om met julle kinders te praat, sê vandag vir julle kinders, kerk was vandag 'n vibe, nê. Kyk jy wat sê hulle vir jou. En dan sal sy vir my dit sê, en dan sal ek sê, okay, en wat nog? En sy sê vir my, weet jy wat hou ek baie van? Ek hou baie van Kurt. Hop, hop, spinnekop. Nou sit dit in julle almal se koppe vas, nê, ek's jammer. Dan sê ek vir, weet jy waaroor gaan daai liedjie? Daai liedjie gaan oor 'n tannie wat na 'n jong ouetjie kyk en sê, jy moet op spinnekop, want dan gaan we jou opvreet. Het julle nie geweet as waaroor dit gaan nie? Gaan luister daai liedjie. En ons luister dit en ons speel dit vir ons kinders. So julle lyk as julle, ek het so dans gedoen op vakansie. En ek luister, okay, nou sê vir my, wat se TV-programme kyk jy? En sy sê, jy verstaan verkeerd, ek het raad nodig oor my verhouding. Sê ek, nee, antwoord my vraag, ons gaan nou kom, ek beloof, humor my net vir 'n oomblik, wat se TV-programme kyk jy? En sy vir my, nie Sewende Laan nie, ek kan dit vir jou beloof. Ek kyk nog ons binnelanders, jy weet, At is my favourite. Nee, dis nie wat die jong mense sê nie. Weet jy wat sê die jong mense vir my? Ek kyk Love Island. Wie van julle weet wat Love Island is? Steek dit op jou hand. Julle is te bang om julle hande op te steek, die van julle wat weet. Dis hierdie show waar mense bymekaar kom en dan probeer hulle mekaar uitfigure en hulle probeer liefde vind op 'n eiland met almal wat baie min klere aan het. En ek kyk Grey's Anatomy. Jy weet, en ek wil net sê as jy ooit Grey's Anatomy gekyk het, dit gaan nie regtig so in hospitale nie. En elke plek volgens Grey's Anatomy, elke ander kamer word daar saam geslaap. En dan sê hierdie meisie vir my, maar hoekom vra jy vir my hierdie vraag? En sê ek, weet jy wat gebeur? Dit wat jy kyk, dit wat jy luister gaan na jou hart toe. En so wat dit besig is om te doen, dit kondisioneer jou om 'n sekere manier op te tree. Inteendeel, dit kondisioneer jou om 'n sekere tipe man te soek of 'n sekere tipe vrou te soek as jy 'n man is. Ouers, wanneer jy TV-programme kyk en jy kyk hoe hulle kinders hanteer, moenie dink daai goed gaan sit nie in jou siege nie. En so wat Paulus hier kom sê, hy sê kom bewaar jou hart. Ek wonder hoeveel Netflix, as jy net nou op Netflix moet gaan. Hoeveel programme, daar's letterlik 'n show op Netflix met die naam The Affair wat gaan oor buiteegtelike verhoudings. En dan kyk ons dit en ja, dit is net, jy weet, want die drama is so goed. En ons verkoop dit aan onsself. En ons kyk daai gemors en wat dit doen is dit kom in ons gedagtes en ons harte in. Gisterand saai 'n liedjie wat ek vir Gideon wil speel en nou partykeer dan vang ek myself en ons TV is op Apple Music en ek speel die liedjie en die liedjie begin speel en vir die eerste keer in my lewe besef ek hierdie liedjie praat letterlik oor die duiwel wat in jou drome inkom. Enter the Sandman van Metallica. Gaan oor en ek sê ek kan nie hierdie vir my kind, my Gideon is 'n drummer en hy slaap. En ek sê nee, skiep. Pappa sit terug. Ek sê nee, skiep. As ons daai goed in ons koppe laat inkom, gaan dit na ons harte toe. Paulus sê, bewaar jou hart. Sit dit ek sê lees weer eens vir julle hierdie definisie van wat hy kom sê. Hy sê hierso a means of living in a way that conforms to God's moral and God's standards. Het ons dalk God se standaard so laat val dat ons standaard dit is so laag. Ons laat alles in ons huise in toe. Ons laat alles in ons gedagtes toe. Selfs op binnelanders, jy almal slaap saam almal en hierdie een verneek op daai en daai en skiet daai en dood. Ek kan nie met al daai drama nie. En ek bots met dit en ek sê vir my vrou, moenie goed met my kyk nie man. Kyk dit as ek slaap. Ek hou nie van dit nie. Want dit maak my, dit ontstel my gees want ek besef daai goed gaan in jou hart in. Paulus sê, dra die borsharnas van geregtigheid. Bewaar jou hart, sê Spreuke. Is jy besig om jou hart te bewaar? Jy sien, dis wat die wapenrusting is, ek trek 'n borsharnas vandag aan. Dis, Here, wat gaan in my hart aan? Wat is die goed wat ek toegelaat het om my hart te kom besoedel? En die derde ding, ek dink ons gaan vanoggend hier afsluit, is die evangelie. En ons sal volgende week oor die ander 4 praat. Hy sê, en deur die bereidheid van die evangelie van vrede as skoene aan jou voete aan te trek. Efesiërs 6 vers 15. So hy sê eerstens waarheid. Tweedens, beskerm jou hart. Maar derdens, trek skoene aan wat bereid is om die goeie nuus te deel. Jy sien, dit is baie interessant wat Paulus na skoene toe gaan. En ek het so 'n bietjie hieroor gaan dink, hoekom sal hy praat oor skoene? En die interessante ding is, hy het nie gesê trek die slippers van die evangelie aan nie. Die slippers is vir die huis.
Ek hoop jy het volgende jou slippers aan. Is jy nie regtig nie, want van julle se slippers is al bietjie deurgeskuur. Wat ek bedoel, is wanneer jy by die huis is, dan is jy gemaklik. Maar wanneer jy buite toe gaan, dan trek jy skoene aan, en veral wanneer jy in die veld ingaan, en as jy 'n soldaat is, veral wanneer jy in die oorlogsveld ingaan. Wat Paulus hier kom sê, hy sê, wanneer jy gaan fight, het jy nodig om te verstaan, wanneer jy in hierdie geveg ingaan, het jy nodig om te verstaan, dat jy kan nie kaalvoet soontoe gaan nie. Want wanneer jy kaalvoet gaan, dan steek dit jou. En die interessante ding is dat hy skoene koppel aan om die evangelie te deel. Die evangelie van vrede noem hy dit. Dis die goeie nuus van Jesus Christus, die feit dat Jesus vir ons gesterf het, hy het opgestaan. Ons vier Paasnaweek oor 'n paar naweke, en ek kan nie wag vir dit nie, Here, want dit wat ons beplan, die Here doen net elke jaar iets ongeloofliks tydens Paasnaweekie by Oase. Hy begin iets en dit dra ons vir 'n jaar, en ek vertrou dit gaan hierdie jaar presies dieselfde wees. Maar ek dink volgende oor is Paulus kom, hy sê, jy moet waarheid hê, jy moet jou hart beskerm, en dan moet jy gaan. En as jy gaan jy in plekke instap, wat dit vir jou ongemaklik gaan wees om te loop. Maar jy moet skoene aan hê om daar te kan gaan loop. Jy sien, dis gebroke daar buite. Wanneer ek dink oor ons jaartema, hemel op aarde, dan besef ek dat ons, die enigste manier hoe ons hemel op aarde, of kom ons maak dit closer to home, hemel in Klerksdorp kan beleef, is wanneer ons skoene aantrek en ons gaan uit. Jy sien, daar's 'n uitnodiging, ons gemeente glo in hierdie stelling, en as jy by hierdie deur uitstap, en jy stap hier kinderkerk toe, is daar 'n bord wat sê, gered, geroep en gestuur. As 'n soldaat is ons gestuur. Ons moet hierdie skoene aan hê om na plekke toe te gaan wat vir ons ongemaklik gaan wees om na toe te gaan. Ons moet loop in plekke wat ander nie bereid is om te gaan nie. Die enigste manier hoe jy dit kan doen is om skoene aan te trek, want anders te gaan jy nie daar kan staande bly nie. Hy sê trek hierdie skoene aan. Jo. Ons moet vorentoe beweeg. En ek wil afsluit met hierdie definisie. As ons hemel op aarde wil beleef, moet almal weet van Jesus en moet almal Jesus volg. Dis al hoe ons ten volle die evangelie hier op aarde gaan kry. En soos ons nou hierdie twee goeters doen, kan ek jou vra om jou oë te sluit vir 'n oomblik. En dit is vir my baie belangrik dat wanneer ons 'n boodskap soos hierdie hoor, is dit so maklik om dit te hoor, hier uit te stap en aan te gaan met ons lewens. Maar dit voel vir my op hierdie oomblik by Oase die Here met ons 'n afspraak om goed te kom ontbloot in ons harte en om vir ons goed te kom wys waarvoor ons moet jammer sê. Ons is in 'n seisoen van berou. En ek wil jou vanoggend vra om in jou eie hart in te kyk. En vir jouself die vraag af te vra, wat het ek begin glo wat nie waar is nie? Wat het ek toegelaat om my geregtigheid te kom besoedel? Dat ek nie meer leef soos wat Jesus wil hê ek moet leef nie. Wat het ek toegelaat wat nie waar is nie, wat ek weet nie waar is nie, in die droom dat ek soek geluk en daarom gee ek waarheid prys. Wat is dit wat ek een kant toe geskuif het? En so Here, ek wil kom bid vir elke persoon wat hier sit terwyl hulle oë gesluit is vanoggend. Mag u Gees vanoggend kom en goed ontbloot. Mag u Gees vanoggend kom en vir ons kom wys wat is dit wat ons nodig het om aan te spreek. En dalk as hierdie jou kan help, daar's van ons wat die vraag moet vra, wat moet ek begin? Wat moet ek aanhou doen? En wat moet ek ophou doen? Dalk van ons, as ons moet praat oor volgende, wat moet ek begin, is wat se waarheid laat ek toe in my hart in die oggend? Begin ek my dag met sosiale media, met die nuus? Begin ek my dag met waarheid, God se woord? Wat het ek nodig om aan te hou doen? Aan te hou geloofskap die gemeenskap van gelowiges by te woon op 'n Sondag by mekaar te kom, aan te hou deel met iemand, aan te hou praat, aan te hou vrae te vra, aan te hou nader aan Jesus beweeg. Maar van ons is dit dalk volgende, wat het ek nodig om op te hou doen? Wat het ek nodig om op te hou na luister? Wat het ek nodig om op te hou na kyk? Dalk is dit so ver as om, met wie moet ek ophou tyd mee spandeer wat my verder van God afvat? Wat 'n verhouding het ek nodig om te beëindig? Ek sien, hier is moeilike vrae. Maar dis wat ek voel die Here vir ons sê, ons in ons eie harte volgende vir mekaar moet vra. Wat het ons waarheid kom steel? Wat het hierdie borsharnas van geregtigheid? Waar het ons nie die borsharnas van geregtigheid aangehad nie? Die vyand het ons karakter kom aanval.
en ons leef nie volgens die standaarde van God nie. Here, ek kom bid vir elkeen van ons. En ek prys U, Here, dat daar is vir ons vergifnis, as daar plekke in ons lewens is vir ons waarheid toegelaat het, wat nie werklik waar is nie, wat eintlik leuns is, hoe die vyand ons kom vang het, ons het dit dalk nie eers besef nie, en vanoggend kom wys U dit vir ons, Here, kom vergewe ons, dat ons nie altyd volgens U waarheid leef nie. Here, as daar goeders is wat ons begin doen het, en ons het ons standaarde laat val, en ons het die standaarde van die wêreld opgeneem, ons het ander goed bo U gesit, is my gebed vanoggend, Here, dat U sal kom en dat U ons nommer 1 sal kom vergewe, maar nommer 2 ons sal help om dit te herstel. Here, U is nie 'n kwaai pa wat daar bo sit en moeg is vir ons nie. U is 'n liefdevolle Vader wat sê, my kind, ek wil net die beste vir jou hê. Laat my toe om jou wonde te herstel, laat my toe om vir jou te sê hoe jy jou lewe moet leef. Ons kom naby aan U vanoggend, en ons vra, mag U vanoggend, mag U hierdie goeders kom herstel wat gebroken is. Waarheid en geregtigheid. Maar Here, wanneer dit in plek is, wil ek vanoggend kom bid vir waagmoed. Vir waagmoed, Here, om die skoene aan te trek, vir bereidwilligheid om te sê, Here, hier is ek, stuur my in ons wêreld en stuur my in ons donker wêreld en Here, dat ek waarheid, want ek kan net gaan as ek waarheid in my hart het. Ek kan net gaan as my hart beskerm is. Want ek weet, Here, daar buite word ons hart aangeval, maar Here, as U my hart beskerm, dat al sê mense my sleg, al sê mense wat teenoor ons, Here, is ons harte beskerm, want ons weet ons identiteit is nie. En daarom wil ek vra, Here, stuur ons in hierdie wêreld en stuur ons in Klerksdorp en in Stilfontein en Hartbeesfontein, Here, Botawil, waar ook al ons boere vandaan kom, Here, wyd en suid, ek kom bid, Here, dat daar waar ons beweeg, mag ons die goeie nuus van Jesus Christus saam met ons vat. En wanneer die vyand kom en die manier hoe hy ons aanval is deur leuns, dat ons sal reg staan om hom te staan met die waarheid. Dat ons manne en vroue van integriteit sal wees, van geregtigheid sal wees, omdat ons by U was. 'n uitvloeisel daarvan is 'n impak in die wêreld. Dankie dat ons gered is. Dankie dat U elkeen hier roep. Here, stuur ons vanoggend. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.